self lekker woema gee uit 9:6. Vanaf sing vers 1, 2 en 3. Dis 'n redelike bekende lied. So as jy nou die eerste keer die eerste vers nog nie so warm by is nie, kom val dan in by vers 2 en 3. Maar let asseblief op na die woorde elke keer onthou. Ons sing nie net om geluide te maak nie, ons sing. Want sing is iets wat ons saamtrek as eenheid en wat ons ook bied as 'n offer aan die Here. O kon ek jubel, Hemelvader, met 1000 stemme tot U eer. Hoe sou ek juichen tot U nader en U met my danklied bring, o Heer? Ek sou U roem en lof vermeld, U wonderdade ongetel. Terwyl ons so sit, kom ons sing dit saam. O kon ek jubel, Hemelvader, met 1000 stemme tot U eer. Hoe sou ek juichen tot U nader en U my danklied bring, o Heer. Ek sou U roem en lof vermeld, U wonderdade ongeteld. O kon ek U besing na waarde, tot waar die son sy baan beskryf, en sterre ver bo kan die aarde, geruis doodsmelt die heerlikheid. O kon ek tog die lof besing, wat ek so graag aan U wil bring. Laat alles wat op aarde lewe, die berge, bosse, see en meer, my onvolkome lof en bede, in stilte aanvul tot U eer. Saam sal ons oor U goedheid juig, aan ons dankbaarheid betuig. Geliefdes, ons kom onder die seën van die Here by mekaar, so kom ons bevestig dit. Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Ons gaan daarop amen met Psalm 105. Van Psalm 105 gaan ons sing die eerste omdigting, die eerste vers, en dan van die tweede omdigting, die tweede vers. Loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom ere, en bring so ver daar volke is sy dade en gedagtenis. So onthou, dis wat ons hier vir mekaar sê, nee, as volk sê ons, kom ons onthou die dade van die Here, en spreek met aandag en ontzag van al sy wonders, dag en dag. Dit sluit aan by wat ons verlede week ook vir mekaar gesê het, dat synodes en vergaderings nie die kerk oorheers nie. Die kerk getuig en kom dan by mekaar. Nee, so, hoe groter ons getuienis, hoe groter word ook die by mekaar kom en die vergader van die kerk as hulle by mekaar is. 105 van die eerste omdigting vers 1, tweede omdigting vers 2. Kom ons staan. Loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom ere, en bring so ver daar volke is, sy dade in gedagtenis, en spreek met aandag en ontzag van
het ons besoekers so, ons bly staan, want ons gaan ons geloof bely, en ons doen dit met die apostoliese geloofsbelijdenis, 'n belydenis wat miljoene Christene oor die wêreld vandag saam met ons doen. So doen dit van harte, net soos ons gesing het, met aandag en ontzag. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Julle kan gerus sit. Vanoggend gaan ons vooruitnodiging doen deur saam te sing Psalm 38. Ons gaan weer van die eerste omdigting sing ons vers 1 en van die tweede omdigting vers 7 en 8. So van die lidmaat wat gesê het, ons wil weer 'n bietjie meer van die ouer omdigting sing. Hier is hy. Ons ken dit eintlik uit jou kop uit, jy kan toe sing, nê. So vers 1, straf tog nie in ongenade. So as jy die Psalm gaan lees dalk vanmiddag by die huis, presies nie, is 'n smeekgebed, Here, moenie my straf sonder en nie genade hê. So pleit daarom. Want ons weet ons het misdade. So nou as ek en jy dit sing, onthou bietjie jou en my oortredinge. Hierdie is 'n sonde, 'n skuldbelydenis. Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek nie. Kinders, toorn, nee, as jy nou al gedink het pappa was kwaad, as hy so rooi raak, dan is hy toornig. Nee, dan is hy baie kwaad. So is net 'n ou woord vir, hulle sê vir Here, maar moenie kwaad raak en in toorn en woede uitbreek nie en u wreek nie op my sonde, my sondeskuld. So onthou as ons hierdie sing, dis wat ons verdien. Sonder die Here Jesus se intree en se vergifnis is dit wat ons verdien. En dan van die tweede omdigting vers 7 en 8. Antwoord Here my gebede, hier kom ons smeking, my verlede was sondig, dit was sleg. Ek dink daaraan met afskuw, maar ek vertrou U. Neem my kwelling en met kwelling kan U ook verstaan my sonde van my al weg. So terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie Psalm. Straf tog nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek nie, en U wreek nie op my sonde en sondeskuld. Antwoord Here my gebede, my verlede, dit was sondig, dit was sleg. Ek vertrou terug met afskuw. Ek vertrou U, neem my kwelling van my weg. O my Redder, bly tog naby, staan dan by my, in my nood van leed oorstel. Moet my Here nie verlaat nie, straf my kwaad nie, maak tog gou om my te red. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe goed is dit dat ons vanoggend saam mekaar kan wees, gemeentes, hier verteenwoordig, jouselfs oor see.
Uit ander plekke, dalk is hier mense wat kerklos of kerkloos is. En tog roep hy ons bymekaar en ons eer U daarvoor. Dankie vir vriendskappe, dankie vir disippelskap waarmee ons mekaar ook nader trek aan die huis. Here, U genade is dit waar ons nou net gesing het, en dit is vir ons genoeg. Kyk na ons in genade, soos wat U beloof. Want as ons aan ons sondes dink, dan besef ons hoort nie voor U nie. Daar is geen manier hoe ons by U kan kom, kan regverdig dat ons by U is nie, behalwe deur ons Here Jesus. Daarom is ons smeeking, soos ons nou gesing het, wees ons genadig, soos 'n Vader, ja, 'n Vader wat lief het en tug as daar verkeerd is, maar daarom ook naby trek. Tug is juist nader trek, nader na U toe. Ons bid dit, Here, dat U ook nou U woord sal gebruik. Konfronteer ons, skud ons, beweeg ons, bring ons wil in lyn met U wil. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ekskuus julle, ek hoor hierdie battery sukkel. Nou is julle wakker. Is hy? Is hy aan? Daar is hy. Hy hoort nie weer vir julle te laat skryf, hoor. Julle kan julle Bybels oopmaak, geliefdes, Handelinge 15. Die van julle wat skerp oplet, sal agterkom, ek het al hieroor gepreek so 6 jaar terug. So ek dink is omtrent net Junior wat presies die woorde sal onthou en alles. Ek hoop die res van julle kan daarom nog die hooftrek onthou. Ek het hom 'n bietjie aangepas, maar is op versoek ook van die ouderlinge na aanleiding van verlede Sondag se preek wat gegaan het oor hoe maak ons as gemeentes van mekaar verskil, dat ons dan saam vergader en ons maar die moeilike goeders met mekaar uitpraat, nee, dis wat die sinode is. In die NG Kerk het hulle 'n ring en hulle het ook sinodes en sovoorts, baie kerkverbande het dit. So dis maar waarop hierdie vandaan kom. So vandag se tema is moet op prinse, predikante, presidente, prokureurs, persone en Paulus nie vertrou nie. Kom ons lees Handelinge 15. So julle onthou nou dit was nou die sinode gewees en hulle het moeilike sake met mekaar deurgetrap daar. En net hierna, julle kan eintlik saam my lees daar van vers 35 af. Handelinge 15 vers 36 van vers 35 af. Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly en saam met baie ander onderrig gegee en die woord van die Here verkondig. 'n Tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk, hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink, dis nie reg om die man saam te neem, wat hulle in Pamfilië verlaat het, en nie end uit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil, dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toe vertrou is. Hy het deur Sirië en Cilicië gereis en die gemeentes geestelik versterk. Dit is die woord van die Here.
So, broer, suster, besoeker, hoe voel jy nou oor Paulus en Barnabas? Die apostels, die geroepenes van die Here Jesus Christus. So is dit alles dan 'n leuen, al hierdie goed wat hulle neergeskryf het en verkondig het? Hoe kan ek en jy die res van Paulus se briewe in die Nuwe Testament glo? Hoe kan ons die oproepe daarin glo tot geloof en tot bekering? As hy dan al hier vroeg in sy eie bediening so erg van 'n broer in Christus verskil, dat hulle paaie fisies van mekaar skei. Broer en suster, van hoeveel mense weet jy wat ontnigter geraak het met die kerk? Moeg geraak het met die kerk, seer gekry, hoor baie mense sê ek het seer gekry. Dalk selfs met die Christelike geloof, as gevolg van die teenstrydige optrede van gelowiges. Miskien het jy self al so ervaring gehad. Klomp hygelaars wat daar in die kerk by mekaar. Een ding moet ons van die woord van die Here erken, en dit is dat dit nie 'n perfekte sprokiesboek is nie. Alles is nie perfek nie. Nee, die waarheid word neergeskryf. Van die begin van die God se storie hoor ons 'n eerlike weergawe van die werklikheid van stikkende mense as gevolg van hulle sonde. Dit begin in Genesis so. Die belangrikste opdrag wat God aan die mense gee, word in die paradys geïgnoreer. So word die hele mensdom, ek en jy ook in sonde gedompel. Dit sou nogals eintlik 'n mooi storie gewees het behalwe nou vandag. Maar dit word neergeskryf vir ons. Van daar af hoor ons hoe God mense terugtrek, elke keer hoe hy die verhouding herstel. Soms met fantastiese wonders, nee, jy kan nie daaraan dink nie, soveel dat mense juist daaroor nie die woord wil glo nie. En steeds is dit duidelik, die mense is stikkend. Hulle moet teruggebring word. Ons lees in die Bybel dat selfs die helde van die Bybel, sogenaamde helde, groot geeste, word in 'n baie eerlike lig gestel. En wanneer hierdie helde val, in eie krag dinge aanpak, God verloon, en op die ou ende net nie goed genoeg is vir die verhouding met hom nie. So hoor dit oor en oor. En tog hoor ons God bly getrou. God bly getrou al is ons ontrou. Nou in ons teksgedeelte van vanoggend is dit duidelik sigbaar. Wat gebeur? Die Nuwe Testamentiese kerk begin stadig maar seker onder groot druk groei. So hoor daar mense by die kerk kom en hoe daar kerke geplant word. Dis juist wat Paulus en Barnabas gedoen het. Een van die helde van die Nuwe Testament, sou mens kon sê, is Paulus. Ons hoor eers van hom toe hy die kerk van die Here Jesus vervolg, toe hy nog 'n Fariseer was. Hy kom wonderbaarlik tot bekering toe die Here Jesus self aan hom verskyn. En dan hoor ons volg hy vir Jesus met alles in hom. Dis hy wat dan die taak kry om die goeie nuus van hierdie koning wat mense wil red, onder die heidene nasies gaan verkondig. Die grootste gedeelte in die Nuwe Testament is deur Paulus geskryf. Die tweede held, minder bekend, is Barnabas. Wie is hy? Volgens Handelinge 4 vers 36 hoor ons die volgende. Josef 'n Lewiet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moed inpraat. Het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Dis nog hier in die begin. Net na die Here Jesus se opvaar na die hemel toe. Barnabas, iemand wat mense moed inpraat. Ons hoor dan in Handelinge 9 vers 27, dit is hierdie Barnabas wat vir Paulus, sy naam was toe nog Saulus, gehelp het
toe die gelowiges van Jerusalem niks met hom te doen wou hê nie, toe hulle bang was vir hom, hulle het gedink hy gee voor. So mense ook kon sê, Barnabas is die man van tweede kanse. Handelinge 11, daar word getuig hoe Barnabas die kerk van die Here Jesus op die hart gedraai en bedien het. Hy was bekendes in die gemeentes. Hy was bekend as 'n goeie man vol van die Heilige Gees met 'n vaste geloof. Ek gaan gerus daai gedeelte gaan lees. Dis die getuienis oor sy lewe. So as die kerk in Antiochië begin groei, onthou nou heidense plek. As die kerk begin groei, dan is dit hy wat vir Paulus in Tarsus gaan haal om met bediening te help. Dankie ouers. Ek is bly die maatjies mekaar ontdek, is goed. Ons wil hulle hier so hê. So nou gaan haal hierdie einste Barnabas gaan haal vir Paulus waar hy homself afgesonder het om te leer van die Here, te leer van sy woord, kom help met die bediening in Antiochië. Ons kan as maklik sê, hierdie twee het 'n sterk verhouding gehad. Saam word hulle deur die gemeente in Antiochië gestuur, gaan plant kerke, gaan bedien die evangelie aan die heidene. Hulle sien die kragtige werk van die Heilige Gees as mense tot bekering kom. Hulle word saam gestenig. Saam sien hulle hoe die Satan hulle werk teenstaan. Hulle beleef erge vervolging. Julle sal onthou uit verlede week uit, toe daar gelowiges uit Jerusalem kom en die geloof in die Here Jesus Christus alleen bedreig deur te sê, nee, julle moet julle ook besny. Staan hierdie twee saam op en hulle gaan Jerusalem toe en sê, nee, dis nie reg nie. Hierdie was werklik twee broers in Christus. Een in fokus, in gehoorsaamheid aan hulle koning. Sonder hakplekke was hulle bediening ook nie. As mens gaan lees in Galasiërs 2, dan sit nou Paulus, wat 'n slag vir Petrus moes teregwys, want hy wou nie saam met nie-Jode eet nie. Hy het hom afgeskei. Ons hoor daar in vers 13. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel. Huigel is nie, ons sê, dis jou A en jou B nie dieselfde is nie. Jou oggend en jou aand praatjies verskil. En selfs Barnabas het hom deur hulle huigelary laat meesleep. My vriend Barnabas het geluister na hierdie verkeerde goed. Lees nou Paulus vir jou daai, reguit en op die man af. So wat gebeur dan nou, dat twee manne wat dieselfde fokus het, dieselfde geloof bely, dieselfde getuienis het, so sterk van mekaar kan verskil. Hulle paaie verskil, hulle klim op twee verskillende skepe. Hierdie verskil, hoor ons, gaan oor Johannes Markus. Wie was Markus? Markus was 'n neef van Barnabas, en hy was op die eerste sendingreis saam met hierdie manne. Maar kort nadat die sendingreis begin het hy vir Barnabas en vir Paulus daar in Pamfilië verlaat. Dit klink nog asof hy 'n bietjie gedros het. Is heel moontlik, want onthou hulle was onder vervolging. Miskien het die klippe wat die ouens na hulle toe gegooi het nie vir Markus gepas nie. Paulus voel baie duidelik, Markus het hulle in die steek gelaat. Die werk was gevaarlik en intens, so hy het iemand nodig op wie hy kan staatmaak. Maar die man van tweede kanse, Barnabas, hy wil sy neef nog 'n kans gee. So erg verskil hulle hieroor dat hulle baie skei. Jy gaan 'n mens wil eintlik vra, maar Paulus, Barnabas, en waar kom 1 Korintiërs 13 aan vandaan? Uit die pen van Paulus nogal. Lees saam met my op die bord. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik of skerp nie. Soek nie sy eie belang nie. Dink oor
soek die Here se belang. Is nie lig geraak nie. Raak nie so gou vererg nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Hoe nou? Paulus, Barnabas, is dit nie wat julle in die kerke gaan leer het daar in Korinthe nie? Nog 'n vraag, wat 'n mens daar kan hê, so wie was nou reg? Paulus of Barnabas? 'n Moeilike vraag. Maar my mening, beide reg en beide verkeerd in hulle optrede. Vir Paulus was die fokus op die bediening van die woord, die redding van die Here Jesus so sterk, niks moet dit in gedrang bring. Kan nie 'n swak skakel wees nie. Karakter en integriteit was vir hom baie belangrik. Want die evangelie verander lewens. Ons gaan om mense se lewens te verander deur hulle voor Jesus Christus se voete te bring. Barnabas se fokus waarskynlik herstel, bekering, vergifnis, die ontginning van die gawes wat die Here gegee het. En hierin is beide reg. En het hulle mekaar ook mooi aangeval. Maar in hulle hardkoppigheid is hulle verkeerd. Nee, ek kan myself net voorstel om te hoor hoe een sou sê, dit is nou wat ook is. Dit is my persoonlikheid, vat dit maar so. Nee. Daar is geen verskoning vir twee gelowiges om so skerp te verskil dat hulle op hierdie manier uit mekaar gaan. Natuurlik verskil persoonlikhede en maniere van doen. Natuurlik is daar persoonlikhede wat eerder nie moet saamwerk nie, terwille van die eer van die Here. Maar dit mag nooit 'n verskoning word vir waarom geskille nie uitgesorteer kan word nie, waarom ons nie kan bly praat, waarom gelowiges veral nie versoening kan bereik nie. Lukas wat Handelinge skryf, as hy so eerlik oor hierdie geskil skryf, dan kan mens nie anders as om aan te neem dat as daar versoening was, hy ook oor die versoening sou skryf. Maar ons hoor ongelukkig niks daarvan. So Barnabas en Markus vertrek in een rigting en Paulus en Silas, sy nuwe reisgenoot, in 'n ander. So wat moet ek en jy nou hiervan dink? Is dit nou een van die geskille in die Bybel waar die ateïste dit nou reg het? Sê kyk, sal ons julle eie Bybel sê. Want gelowiges is mos veronderstel om perfek te wees. Wat leer ons uit hierdie verhaal van die Nuwe Testamentiese kerk? Wat leer ons hier van leiers? Wat leer ek en jy van disippelskap? In die eerste plek leer ons moet op prinse nie vertrou nie. Ek wil weer ons inleiding vir julle lees. So moet op prinse nie vertrou nie. Wie weet waar staan dit in die Bybel? Psalm 146. So moet die Psalmboek kyk, vers 2. Moet op prinse, predikante, presidente, prokureurs, persone en Paulus nie vertrou nie. Daarby ingesluit, ouderlinge, sendelinge, diakens, lidmate, kinders. Broer en suster, beteken moet op gesindhede of op kreatiewe programme in die kerk, vol kerke, vol kerkbanke, suiwere woordverkondiging, of enige iets anders vertrou nie. Moet op niks anders vertrou as Christus alleen. Vertrou slegs op Christus en sy genade alleen. Doen dinge omdat dit sy wil is. Hier in hierdie gemeente, veral nou besoekers terwyl julle hier is, hier wil ons nie leer dat mense ons moet volg omdat ons Jesus volg nie. Moenie ons volg omdat ons hom volg nie.
volg ons soos ons Jesus volg. In gebrokenheid, in absolute afhanklikheid, baie bewus van ons eie sonde. So nie, sal mense weer en weer uit hulle geloof val, omdat ek en jy, broer en suster, foute maak, ongehoorsaam is. Al is my opregte bedoeling om my koning Jesus Christus te volg. Ek sluit myself volkome hierby in. Julle ken my. Julle ken my gebreke. Ons moet mense op God wys. En soos Paulus in 2 Timoteus 2 vers 13 erken, as ons ontrou is, jy kan eintlik sê, omdat ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Broer en suster, hoe moet ons dan van mekaar verskil as gelowiges? Wat is die vereiste? Paulus gee self raad. Hoekom? Omdat hy perfek is? Nee, omdat hy self hiermee geworstel het. Kolossense 3 vers 12 tot 15. Julle is die uitverkore volk van God wat hy lief het. Daarom moet julle mee lewe, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Is dit 'n goeie voorstel? Nee, dis die vereiste. Ons gaan voort. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambring. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Broer en suster, as jy by my die vrede gesoek het, dan gaan jy teleurgesteld wees. Die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. So nou vra 'n mens, maar dis aan Paulus se raad, hoe kan hy raad gee as hy dit self nie gevolg het nie? Daarom kyk ons na die hele skrif, so ek wil sê, wag so 'n bietjie voor ek nie vir Paulus te kwaai oordeel. Kyk hoe hy prakties toepas aan die einde van hierdie brief in Kolossense. Hierdie einste brief waarin hy hierdie geskryf het, hoor nou, hoofstuk 4 vers 10. Aristarchos wat hier saam met my gevange sit, stuur vir julle groete. Ook Markus, die neef van Barnabas. Kry jy die lyntjies by mekaar? Ja, ook Markus, die neef van Barnabas, hy stuur ook groete. Oor hom het julle reeds opdragte gekry. Wat dink julle sou hierdie opdrag wees? Ignoreer hom, gee hom 'n koue skouer, hy is nie betroubaar. Nee. Julle het opdrag gekry, as hy daar by julle kom, moet julle hom gasvry ontvang. Paulus het toegepas wat hy self leer. Moes hy daarin groei, moes hy sy sondebely verseker. En hier gebeur dit nou dat hierdie einste Johannes Markus, die onbetroubare, hierdie man waaroor die betrydery gegaan het, kom hy weer in die prentjie. Dit wil lyk of Barnabas se goeie invloed op Markus gewerk het. Sy tweede kans het vrug afgewerk. En nou sien Paulus hierdie vrug, en hy erken dit en selfs in 2 Timoteus 4, as hy vir Timoteus opdrag gee, gaan haal vir Markus, bring hom na my toe, want hy gaan vir my baie beteken. Klink nou soos baie tekste, maar ek wil hê jy moet hoor hoe dit in die woord versprei is. Word nêrens weggesteek nie. Gaan haal vir Markus, hy gaan vir my nog baie beteken. So omdat hierdie Markus dus deur Barnabas opgebou en ondersteun is, het hy later die evangelie van Jesus Christus vir ons neergeskryf.
soos 'n ooggetuie Petrus dit aan hom gesê het. Ja, die evangelie volgens Markus, dis hierdie Markus wat dit vir ons geskryf het. Kan julle hoor hoe dat die Here hom nie laat styt het nie? Nie mense se verskille nie. Aan God al die eer. Hy laat alles regtig. Onthou julle daai gedeelte, mense sê vir jou as dit met jou sleg gaan, dan sê hulle so maklik, God laat alles ten goeie meewerk. Jy het al gehoor, dink jy, hier sien ons dit in praktyk. God laat regtig alles ten goeie meewerk vir sy koninkryk. Hy gebruik selfs die botsing tussen persoonlikhede om hom te verheerlik. 2 spanne gaan nou uit. So hierin is daar vir ons 'n groot waarskuwing, maar ook 'n troos. Die waarskuwing, broer en suster, God hou ons aan 'n hoër standaard. God verwag 'n heilige lewe. Kan nie maar sê, ag wat, die Here sal dit in elk geval laat uitwerk, ek gaan nie so hard werk nie. Jesus bid in Johannes 17, dat sy volgelinge een sal wees, dis sy begeerte. So een soos wat Vader, Seun en Heilige Gees een is. Jy kan nie meer groter eenheid as dit kry nie. Dis sy begeerte vir ons. Daarna behoort ek en jy te streef. Hy wil nie hê die kerk moet ook split nie. Daarom werk ons saam hard aan kerkeenheid, hier by ons, saam met ander gemeentes, ander denominasies. Dit bly ons opdrag. Wees een, sê die Here. Dis die waarskuwing. Die troos is, dat ten spyte van jou en my sondige aard, om nie een te wees nie, dat my persoonlikheid baie keer die beste van my kry, dat God nie sy liggaam, die kerk, in die steek laat nie. Dis hy wat sy kerk staande hou. So daarom moet ek en jy ons laat leer deur Romeine 12 vers 18. In sover dit vir julle moontlik is, lewe in vrede met alle mense. Julle sal onthou, ek het al gepreek oor vergifnis. Die verskil tussen vergifnis en versoening. Natuurlik wil ons altyd versoening hê. Versoening van 2 mense. Vergifnis 1. Vergewe kan 1 mens doen. Dan staan daar, in sover dit vir julle moontlik is. Partykeer is dit nie moontlik nie. Party mense wil nie vrede hê. Maar wat vir my betref, my gesindheid, ek wil in vrede lewe. Dis die gesindheid. Dit sluit aan by wat ek en jy geleer het uit die bergrede verlede jaar. Geseënd, welkom, gelukkig is die vredemakers. Want hulle sal kinders van God genoem word. Broer en suster, kinders, vra jou altyd af, wie se eer stel jy eerste, wanneer jy baie sterk oor 'n saak oorkom? Wie se eer soek jy as jy ernstig van iemand verskil? Mense kan en moet ook oor dinge verskil. Die Here het ons verskillend gemaak. Ons verskil oor maniere van doen. Maar oor die verlossing deur die Here Jesus Christus, en dat dit net uit genade gebeur, daaroor mag daar geen verskil wees nie. Daarom moet ons gebed as gemeente wees, mag die Here homself verheerlik, ten spyte van ons. Mag mense wat by ons in ons gemeente kom kuier en saam met ons loop, nie op ons fokus nie. Maar mag ons help dat hulle op hom alleen fokus, wat mense uit genade alleen red. Amen. Kom ons sing oor hierdie prins op wie ons nie moet vertrou nie. Psalm 146. Ons gaan die tweede omdigting sing. Vers 2, 3 en 6. Van die mens bly niks behoue,
Sonder asem word sy mond, stel in hom dan geen vertroue. Selfs die magtigste word grond. Al sy planne gaan tot niet. Hoe kan hy jou redding bied? Hy is goed, die God van Jakob. Vestig ook op hom jou hoop. So dis ons begeerte. Kom ons staan, as jy kan, dan sing ons hierdie sang. Van die mens bly niks bouwe, sonder asem word sy mond. Stel in hom dan geen vertroue, selfs die magtigste word grond. Al sy planne gaan tot nie. Hoe kan hy jou redding bied? Hy is goed, die God van Jakob, vestig ook op hom jou hoop. Hopeloos is rig hy weer op, blinde oë maak hy oop. Hy wat als geskape het, hy alleen sal jou kan red. Hy sal altyd trou ons Heer bly, deur hom sal daar redding kom. Maar die goddelose sluit hy en versper sy pad vir hom. Hy sal altyd bly regeer. Halleluja, prys die Heer. Julle kan gerus sit. Daar is nou geleentheid vir ons lief en leed. Ons ook vir die besoekers, ons het 2 kollektes as jy wil, onder die diens. Daai kollekte gaan vir barmhartigheid, dis waarmee ons die mense in en om ons gemeente versorg. En dan ook by die deure, dit is om die kerk in stand te hou, ons verantwoordelikhede ook so na toe kom. Sonder 2, baie dankie George Carter. Al wat ek kan sê is, ouens, knoop 'n goeie verhouding met George Carter aan. Goed, julle het gehoor ons lief en leed. Was daar enige ander lief en leed wat julle onder ons aandag wil bring? Martin, ek wil gehoor, as ek reg is daar gedeeltes daar naby julle plaas wat nog nie reën gehad het, die Dorobus en ondertoe. Het ek net gehoor, daar's dalk, is dit opvolgreëns nodig? Goed. Ek dink sommer net dat ons daar dink, ons begin altyd met dankbaarheid, want dit het so mooi gereën. Maar daar is plekke waar kyk as die son nou vir die grasie brand, is hy dood. So kom ons dink aan ons boere ook wat dit betref. Ander meelewing? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dis maklik om dalk hieroor te preek en hierdie aan te hoor en hier uit te gaan en te sê, maar dit geld nie vir my nie. U weet dat hier in ons eie gemeente daar al striwelinge was. Oor jare van die bestaan, soos in alle ander gemeentes. Ons wil dit ook nie onder die mat invee nie. Ons wil voor U erken dat daar dikwels ook by ons 'n hoogmoedigheid was en is hardkoppigheid. My pad, my wil. En dat ons mekaar en baie ander al seer gemaak. Hierin bely ons ons sonde, pleit ons om vergifnis. Ons dink aan baie wat worstelend was en soekend was en by ons die antwoorde kom soek het, wat dalk nie die liefde van die Here ervaar het.
Nie die warmte, die gasvryheid wat gepaard moet gaan met gemeente wees. Daarom pleit ons ook daarvoor vir vergifnis. En tog hou u kerk in stand. Tog is hierdie gemeente steeds hier. En tog kan ons ook in hierdie gemeente getuig van 'n eenheid wat verder gaan as verskille. 'n Eenheid wat dieper gaan as persoonlikhede. Werklike eenheid wat deur u genade gedra word. Ons dank u ook, Here, in die laaste paar jaar vir besoekers wat gereeld kom. Ja, wat selfs besluit om deel te word, en ons eer u daarvoor. Ons dank u vir lidmate wat elders heen vertrek het, en wat ons kan hoor so mooi vrug uitleef daar waar hulle is. Nou wil ons pleit, Here, wanneer ons self met mense verskil, dat ons tog ons meer aan u gees sal steur as aan ons eie. Dat ons tog meer doelgerig, intentioneel ons voor u voete sal verootmoedig, sal bid en sal raad vra, voordat ons maar net sê en optree. Ons het dit in ons gemeente nodig, ons het dit hier in ons stad nodig, ons het dit as kerke hier in ons mooi land nodig. Gee ons die wysheid, Here. Ons bid daarom ook vir elkeen hier in ons gemeente wat siek is, swaar kry, veral elkeen wat dalk gebuk gaan onder hierdie oneenigheid. Die is genadig met wysheid. Mag ons elkeen maar vinnig wees om te luister, stadig om te praat. Ons wil u eer met alles in ons. Ons wil ook dit by u pleit, Here, dat u deur die Gees ons sal begelei om werklik eerlik te wees oor ons gebrokenheid. Maar net so dat ons identiteit nie in mense en in selfs goeie optrede is nie, maar net in u. U is ons fundament. By u kry ons ons nuwe naam. Seun en dogter van God. So bid ons dan in die naam van ons Here Jesus Christus, wat vleis aangetrek het, en 'n mens kom word het deur die maagdelike geboorte, wat helse angs en pyn en beswadeling en jaloesie op hierdie aarde beleef het, maar geen sonde gedoen het nie. Wat vir my sonde gekruisig is, gebloei het, ja, sy laaste asem uitgeblaas het, onsself oorgegee, maar opgestaan het uit die dood, wat lewe, en op hierdie oomblik vir ons bid. In sy naam alleen. Amen. Julle gaan nou die seën van die Here ontvang. En dan gaan ons saam met mekaar ons amen sing uit lied 525. Lied 525 vers 1 en vers 3. Here, hoe blydmoedig en in dank oorvloedig maak u my die hart, nie verander u my hart. U gee ons u seën soos 'n milde reën. U vertroos in smart. Ja, ons weet, ook in ons leed, leef ons onder u genade, vrees ons nie die kwaad. So ons gaan nou mekaar herinner aan die seën van die Here, en dan gaan ons amen deur juist te sing, ons lewe onder hierdie seën, soos ons uitgaan. Kom ons staan en ontvang die seën.
Geliefdes, mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop seker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Here, o bly moedig en 'n dag oorvloedig, maak U my die hart. U gee ons die seën, soos 'n milde reën. U vertroos in smaak. Ja, ons weet ook in ons leef ons onder U genade, vrees ons nie die kwade. Heer, U gee U lewe, so word ons vergewe en verlos van dood. In U groot ontferming gee U ons beskerming, redder uit die nood. Ons sal tot U eer, o Heer, in U heil met blydskap lewe, aan U oorgegewe. Julle kan gerus sit. Geliefdes, 'n laaste sê kouseltjie van my kant af. So ek wil hê jy moet gou kyk gou 'n bietjie om jou. Ja, so kyk gou 'n bietjie om jou. Draai julle oë na mekaar, kyk gou. Waar is hy? Kyk gou 'n bietjie. Is dit lekker om so baie van ons hier te sien? Dit is. So ouers, ek wil veral sê, die skool gaan baie druk op jou sit vir sport en vir allerlei goedertjies. Ek wil dit op jou hart druk, onthou wat is die prioriteit van ons kinders se opvoeding. Sport is fantasties, sport is wonderlike skole. Leer ons kinders karakter en vasbyt. Die evangelie is belangriker. Jou kind se geestelike vorm is belangriker. Ons het verlede jaar baie swak kursusse bywoning gehad. So hoor my lief. Ouers, dis jou verantwoordelikheid. Ons is hulpkategete. Dit gaan soms gebeur dat jy ver ry en jy moet oorbly. Die kateksasie bly jou verantwoordelikheid. Maar as jy enigstens kan, dan moet jy 'n bietjie laat maar terugry of vroeg en kom, doen dit. Dit is beter. Dis ons fokus. So ek druk dit op julle harte, onthou, hierdie is wat ons doen. Die res is 'n bysaak. Kom dien die Here saam met mekaar. Ons het 'n klompie besoekers, so wees so julle gasvrye self, ontmoet hulle, kuier met hulle, vat hulle saam koffie, tee en oras toe. Dat ons lekker saam kuier. Dit is nou kateksasie. Mooi Sondag vir julle.